ons lewenskrag vandaan kom? Het jy al ooit daai vraag gevra in jou lewe? Waar sal my krag vandaan kom? Van ons eie self vasberadenheid of van elders? Omdat ons dalk so oulik is? Omdat ons dalk so slim is? Wil ek vir jou sê, nee, Boeta, nee, Sissa, 1000 maal nee. Hoor gou hier, wat sê Habakuk 3 vers 19 vir ons? Die Here my God gee vir my krag. Amen. En hy gaan aan my sê, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Halleluja. Op hoë plekke sal ek veilig loop. Kom ons sê dit weer. Die Here my God gee vir my krag. Wie hierdie sal my sê nie. Die Here my God gee vir my krag. En al is ek oud, en al is ek siek, maak hy my voete soos die van 'n ribbok. Halleluja. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Want jy weet, my liewe broer, my liewe suster, as jy op hoë plekke loop, dan kan die vyand nie by jou kom nie, want hy is bang vir hoogte. Want hy het geweet hoe hard dit was om te val, toe die Here hom laat val het. Habakuk sê hier vir ons, my krag kom van die Here af. Die Here is die bron van my krag, halleluja. Daarom kon Habakuk doen soos wat hy gedoen het. Onthou julle van Paulus toe hy doring in sy vlees gehad het, en hy gaan klaar by die Here, sê die Here vir hom in 2 Korintiërs 12:9, hy sê, my genade is vir jou genoeg. En toe sê hy iets wat my sommer inspireer vanoggend. My krag kom juist te volle werking wanneer jy swak is. So ou Boeta, Sissa, miskien wil jy so 'n bietjie swak word voor die Here, dat sy krag in jou tot volle werking kan kom. Jy sien, Habakuk sê, ek kan rondhardloop soos 'n ribbok. Nie 'n ribbok in 'n reistool of 'n ribbok wat sukkel om te loop nie. Hy sê, ek sal hardloop soos die van 'n ribbok. Hierdie beeld, my liewe suster, sê vir ons dat Habakuk deur die lewe soos 'n ribbok deur die velde hardloop. Daar's iets anderste in hom. En ons weet dat sy ribbok deur die velde kan hardloop, doen hy dit oënskynlik moedeloos. En as jy, hoor nou vanmôre, jy deur die lewe met krag van die Here gaan, is dinge makliker as wanneer jy dit alleen probeer. Habakuk kon op hoë plekke veilig loop. Hierdie beeld sê vir ons ook dat Habakuk met die krag en leiding van God deur op ons krylike, onontkombare struikelblokke kon loop. In plaas daarvan dat ons die moeilike klim wat baie mense ondervind, kon Habakuk net lekker veilig loop. Sy voete was soos die van 'n ribbok. Ag, alles was net sommer lekker. Dit is makliker om enige struikelblok te oorkom. Dis makliker om oor jou omstandighede te kom. Want ons lewe in 'n wêreld wat nie meer baie goed en mooi is nie. En dinge kom ons pad langs, maar is makliker om daaroor te kom as die Here God in jou lewensbootjie is, as wat jy daar met alleen roei. Kan ek amper grappenderwys sê, God sal daai motor wees wat jou boot aandryf. Sonder God kan die lewe baie moeilik wees. As jy die Here verloor het in jou lewe, dan het jy alles verloor. Jy kan eerder alles, jou eiendom, alles verloor, maar as jy God verloor het, dan is jy arm. Die mate waarin die goddelike krag van God in jou deurkom, in die deurlewe werksaam is die mate waarin jy alles ervaar tot lewe en godsvrug hoor. Ek het sommer lus om my God om die welbehaag te sien. Met my God spring ek oor 'n muur, kom het Dawid gesê, want die krag van die Here was in hom. Die ekonomie van God se krag is ontwerp om alles te voorsien wat jy nodig het. Sê dieselfde Here nie vir ons dat hy vir ons sal sorg soos wat hy vir die mosse sorg nie. Soos die lelie van die veld, sê die Here, so sal ek vir jou sorg.
Sien, die Here se plan is reeds in werking om vir jou 'n goeie lewe te gee. Is net ons wat dikwels onder die sambreel van die Here uit beweeg. En dan staan die klippe ons en ons val oor blokke in ons pad, want ons lewens is donker. Ons het wegbeweeg uit die lig van die Here uit. Kan ek vanoggend sê dat krag is en bly die komponent van 'n gelowige se oorwinning in die lewe. Waarom het jy geestelike krag nodig? Het jy al gedink om die magte van die duisternis wat teen ons staan te oorwin? Daai goed wat teen jou staan om dit te oorwin, wat jy nie graag wil hê nie. Om ongunstige toestande wat teen ons lot en vreugde veg te oorkom. Here, dit maak nie saak wat gebeur nie. Dit maak nie saak wat my toekoms is, die Here. Ek weet, as U met my is, en die krag sal my is, dan sal dit met my goed gaan. Dis geloof in aksie. Ek weet, Here. Ek weet wat U vir my beplan. Ek weet dat U mooi dinge vir my storie. Daarom bly ek in die krag, Here. Hoekom het ons geestelike krag nodig? Om God se opdrag te vervul. Ons kan nie net sit en lou en flou wees nie. Ons moet met die vuur van die Heilige Gees mense na hom toe inbring. Ons moet die ou hel gaan leeg steel en die hemel vol maak met siele van die Here. Dit tyd geword dat ons op ons agtervoete begin staan vir wie die Here is. Om God se program, dit sy plan, dit wat hy nog gestoor het op die aarde, terwyl ons deur daarvan is te bevorder. Ons is deel van dit wat die Here wil doen. En voor alles om 'n oorwinningslewe te leef hier op aarde. Want weet jy wat, jy is nie onder omstandighede nie, jy is bo omstandighede. Die Here is goed vir jou. Hy gee vir arendvlerke om te kan vlieg, hoor, as wat jy ooit dink of weet. Het jy al gedink hoe of waar het hierdie krag vandaan gekom wat jy eintlik vandag nodig het? Dit het die oorsprong in God se woord, die evangelie. Daarom praat ons vanoggend oor die krag van die evangelie. Dis die volgende blokkie in ons inkleerprentjie wat ons inkleer. Weet jy wat, my liewe suster? Jou liggaam, soos jy hier sit, het kos nodig. Jou liggaam het water nodig. En daai foon in jou sak het 'n battery nodig. Weet jy wat? Jou motor het brandstof nodig. Net so het jou geestelike siel energie nodig van die Here. Jy kan dit nie in jou eie doen nie. Want die evangelie, my liewe suster, is nie net 'n boodskap nie. Dit dra die vermoë om mense te verander. Weet jy hoe groot is daai krag wat in jou is? En God gee nie net vir jou krag nie, hy versterk jou hier van binne af. Daarom word kragtig in die Here, sê Efesiërs 6 vers 10. Soek julle krag in die Here. Dis die groot opdrag wat God vir ons gee. Hy sê nie, gaan soek jou krag in die wêreld nie. Hy sê, gaan soek jou krag in die Here. Dis die lewende God wat vanoggend met sy kerk op aarde praat. Sy kerk is elkeen wat opreg in hom glo. Here, ek glo in U. Ek glo in U krag. Ek glo in U sterkte. Ek glo dat U by my is. Ek glo U sal opstaan en slaap, Here. Ek glo in U volkome. My vraag is jy so gelowige? Glo jy met die Here, met jou hele hart aan God die Vader, die Seun en die Heilige Gees? Is jou antwoord ja, pastoor, ek is 'n gelowige, dan is hierdie woorde vanoggend vir jou bedoel. God sê vir jou, die almagtige God beveel jou, word kragtig in die Here. Soek jou krag in die Here. Paulus gaan nog verder, hy bid daar in Efesiërs 3 vers 16 en sê, ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dis 'n wonderlike gebed, my liewe suster. 'n Gebed vir innerlike krag. En ons sal
ons ou probleempies wat ons elke dag so ondervind, maklik kan hanteer as ons innerlik sterk is. As ons nie val vir elke ou probleempie wat die vyand op ons pad gee nie. Jy weet, dikwels maak ons sterk, of maak ons staat op eksterne faktore. Ja, ons wil graag hê, maar kom ek sê vir jou, die enigste volhoubare krag is die bron van krag is by God die Vader en in sy woord. As jy kom en jy wil dalk jou geestelike batterye herlaai vandag, wanneer jy moeg en uitgeput en emosioneel moeg is, sal jy regtig ervaar dat jou krag werklik van binne afkom. Vind jou geestelike krag in Christus. God se opdrag vir jou vandag is staan vas. Dis 'n baie groot en ernstige moed in jou lewe. Jy het nie eintlik 'n ander keuse nie. Jy het nodig om jou krag by die Here te gaan soek. Romeine 1:16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dis 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Jy sien my liewe broers en susters, die evangelie is die krag van God. Amen. En ek kry my geestelike krag in die woord van die Here, die evangelie. Het jy al gekyk hoeveel krag het hierdie woord van die Here, die evangelie? Want die evangelie is die goeie nuus. Het jy al gehoor van die goeie nuus? Hoe kom die goeie nuus? Romeine 3:23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek wil graag in die heerlikheid van die Here lewe. Ek wil graag naby God lewe. Ek wil graag in die teenwoordigheid van God lewe. So as ek sonde in my lewe, dan moet dit vir my goeie nuus wees. En die evangelie is God se plan om die mens weer terug te bring na sy heerlikheid, na sy teenwoordigheid. Want wanneer jy in die teenwoordigheid, wanneer jy in die heerlikheid van God staan, dan sal die ou ketting van bekommernisse en die ketting van hart, dinge in die lewe van jou afval, dan sal dit vir jou afgestroop word, dan sal jou liggaam gesond word, halleluja, dan sal die Here jou baie gelyk maak, prys sy naam, dan sal die Here vir jou gee dit wat jy nodig het, prys die naam van die Here. Die evangelie is God se verlossingsplan vir elkeen wat glo in sy seun Jesus. Dis die boodskap van God se genade en liefde wat eenvoudig en direk tot mense harte spreek. Ja, die evangelie in verskillende vorms die afgelope tyd, of afgelope eeue verskyn. Want die evangelie, die woord van God is eintlik oral. Dus duidelike voorbeeld hiervan is die nag met Jesus se geboorte. En hy die hemel het verskyn en hy die evangelie aan die skaapwagters daar in die veld buite Bethlehem gebring. Hulle was nie geleerdes nie. Hulle was nie slimmanne nie. Hulle was herders en God het dit so goed geag dat hulle eers die evangelie moes hoor, halleluja. Want die evangelie het net by een persoon begin, dis Jesus Christus. En vandag kan ek jou sê, is die evangelie al op die uithoeke van die aarde. En hier aan die onderpunt, die suidpunt van Afrika, en die evangelie in ons harte ingeklim, en is op ons hande. Weet jy wat? Niks kan die evangeliese opmars tyd nie. Regerings het wette gemaak, vervolging is ingestel, hulle het tronke volgemaak van mense wat evangelie glo. Hulle het selfs mense doodgemaak wat glo in die woord van die Here. Propaganda is deur die evangelie gemaak. Ek lees gisteraan by Foxtini dat Rwanda het 6000 kerke toegemaak. Die president het kerke toegemaak. En weet julle wat, in ons Suid-Afrika en waar ons besig, ons geliefde land, is hulle besig om ook die kerk te ondermyn. Maar niks, hoor mooi, maar niks sal die beste pogings van mense, sal die evangelie se opmars tyd nie, want die kinders van die Here is agter dit, God se genade is agter dit, God se krag is agter dit, halleluja. Prys die naam van die Here. Die evangelie
sal in alle ewigheid bestaan. Die aarde sal vergaan. Die evangelie sal nooit vergaan. Die evangelie sal in ewigheid steeds bestaan. Die evangelie is die almagtige genade van God. Dis die evangelie. Jy sien, die evangelie is sy krag. Die werklike krag is Christus. Wat presies maak die evangelie so sterk? Het jy al gedink, so onoorwinnelik sterk? Die krag van die evangelie lê in die boodskap wat hierdie Bybel vir ons bring. Die evangelie is die boodskap van Christus se kruisiging en opstanding, halleluja. Die kruis het die krag gehad om die duiwel en die sonde te breek en te oorwin. Christus het ons sondes op hom geneem. En deur sy kruisdood het Christus ons uit die ryk van die duiwel af uitgeruim en oorgebring na die koninkryk van die lig van God. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Ken jy vir Here al 'n klap gee oor dit wat hy doen? Die kruis het wonderlike naam. Want die evangelie is die boodskap van die oop graf. Die graf wat oop staan, wat leeg is. Jesus is nie meer daar, hy het opgestaan. Halleluja. Hy het die dood oorwin. En daarmee het gedoen dat geen mens nog ooit doen nie. Geen mens sal dit ooit weer sal kan doen nie. Met sy opstanding, my liewe suster, het Christus duidelik gewys dat hy die dood, die graf oorwin het. En weet jy wat, alleen iemand wat groot krag, geweldige en almagtige krag het, kan die dood oorwin. Die oop graf oorwin. Christus het die dood oorwin. En diezelfde evangelie werk ook met geweldige krag in die mens wat die evangelie werk. Hoe kan jy sonder krag wees as jy God se woord in jou lewe daagliks hoor? Hoe kan jy maar net rusteloos wees? Hoe kan jy maar net jou eie ding doen as die groot krag van die Here deur en in jou werk? Halleluja. Want jy sien, die evangelie dring harde harte binne. Die evangelie dring die mens binne wat aan God behoort. Hy kom binne in jou. Hy leef binne in jou deur die Heilige Gees. In jou hart en in jou verstand bring die evangelie ware geloof in jou gedagtes in. Halleluja. En hierdie geloof wat die evangelie werk, my liewe suster, gee vir jou lewe uit die dood. Dit maak jou gesond. Dit tel jou op, dit gee jou krag wanneer jy moeg is en moedeloos is. Dit maak jou soos die van 'n arend met arendsvlerke, dat jy op hoë hoogtes kan vlieg. Dit gee jou voete van 'n ribbok. Halleluja. Die geloof in Christus kom vandag en dit bind jou ewig saam in Christus Jesus. Nou kan jy dalk vra, en ek het dit reeds genoem, hoe vind jy 'n mens jou geestelike krag? Waar kry jy krag vandaan? In die woord van die Here. Hierdie evangelie wat vir ewig staande gaan bly. Soos jy vanmôre moeg is, as jy oorlaai voel, as jy nie weet watter kant toe jy moet gaan nie, as jy nie weet wat jy gaan doen nie, lees die woord van die Here. Dis die krag van God tot redding vir almal wat glo. Dis die krag wat jou deur jou omstandighede gaan dra. Dis die krag wat jy gaan optel as jy lê. Want Christus het jou lief. Prys die naam van die Here. Kom ons maak ons oop. Liewe Vader, dankie vir die evangelie. Dankie vir u woord, Here. Wanneer ons moeg is, wanneer ons afgemat is, wanneer ons moedeloos is, kan ons maar net die woord lees. En die woord, Here, word lewendig binne in ons. Dit stoot op in ons en dit bring daai krag van U in ons te voorskyn. Dankie daarvoor, Here. Dat ons kan sê soos Dawid kan sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Niks sal my skei van die liefde van die Here nie, want sy krag is in my. Laat dit wees elkeen wat hierdie woord hoor, Here, in Jesus wonderlike naam.